Ons gaan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Kolossense 3. Kolossense 3 op bladsy 264 hier in my Bybel. Julle kan daar oopmaak, ons gaan daar saam lees, die woord van die Here te hoor. Maar voor ons gaan lees, gaan ek vra dat almal wat volgende Saterdag of Sondag die Komrits gaan hardloop, dat hulle vorentoe kom. Almal wat in die kerk is, waar die Komrits gaan hardloop, hier's 'n paar van hulle asseblief. Nou sit hulle juist daar ver bo. Waar's Nico? O, ek sien jou nie. Julle lyk mooi met julle rooi baadjies. En ons gaan vir Elmarie vra om net vir ons op by die mikrofoon te sê wie is dit wat vanmôre hier voor staan asseblief. Goeiemôre gemeente, baie dankie vir die voorreg. Ons het eerste vir Nico Jansen van Rensburg. Nico doen sy tweede Komrits hierdie jaar, wat beteken dat hy dan 'n back-to-back sal kry. Dan is dit Olebile Pule, hy hardloop sy 22ste Komrits. Dan het ons 'n legende hierso, hy hardloop hierdie jaar sy 51ste Komrits, dit is Louis Massin. Dan het ons Annelise Friese, sy doen haar 10de Komrits, wat beteken sy sal dan haar dubbel haar nommer kry, haar groen nommer. En Konrad Friese wat sy 15de Komrits hardloop. En ek hardloop my 21ste. Ons sê vir hulle baie geluk en ons dink aan julle. En ons het gedink dis goed dat hulle hier in die Here se huis kom en dat ons vir hulle bid vanmôre. Dat die Here vir hulle elke spier laat regwerk en die voete hou en die harte en al die gesondheid hou en dat hulle dit kan doen tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie groep mooi atlete hier kan hê. Dankie Here dat ons gemeente met liefde vanmôre hulle aan U kan opdra. Here, ons weet dis nie heeltyd maklik nie. Daar kom moeilike stukke wat hulle voel om moed op te gee. En Here, dat hulle dan nuwe krag sal kry. Heilige Gees, dat U so in hulle harte werk, dat U hulle seën om end uit te hou. Maar Here, ook die wonderlike seën te gee om die hele pad met dankbaarheid te hardloop en te weet, dis dankbaarheid vir die genade wat U vir hulle gee om dit te kan doen. Want so baie sou dit wou doen en nie kan nie. Maar ook Here, die genade om al die eer en al die lof daarvoor aan U toe te bring. En Here, te weet hulle doen dit vir U, tot U eer as U kinders, om U naam groot te maak. Wil U vanmôre vir ons seën in die diens ook nou, Here, as ons die woord oopmaak en ons lees, vir ons 'n boodskap gee. Here, 'n boodskap wat miskien juis vanmôre ook vir Wian Jean en vir Michaela en hulle familie oor die lewe van klein Sias beteken het, maar ook 'n boodskap wat vir hulle as Komrits atlete iets sal wees wat hulle saam op die pad kan vat. Sorg vir ons, Here, en lei ons en spreek, o Gees van God, ons luister. Amen. Dankie julle. Ons gaan lees in Kolossense 3, in hierdie mooi gedeelte wat die Here vir ons hier gee, Kolossense 3, hier van vers 1 af. En ek gaan die hoofstuk lees, dat julle net die agtergrond kry van dit wat ons kry uit hierdie gedeelte uit en hoekom die Here dit vir ons gee. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkom verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Dit sê vir ons onmiddellik met wie praat Paulus hier wanneer hy skryf. Hy praat nou met mense wat die Here ken.
Hy praat met kinders van die Here. Hy sê julle was dood, maar julle lewe. Hulle het al die wedergeboorte gesmaak. Hulle is nuwe mense in Christus. En dan gaan hy aan, hy praat van die ou en die nuwe lewe en hy sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Dinge soos onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal, veral op taal van baie belangrik woorde, luister bietjie. Vuil taal moet daar net julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Dis ook woorde, wanneer jy jok. Julle het met die ou sondige mense in sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Nou net daai lelike goed gehoor, nou hoor ons die mooi goed. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Daai liefde wat ons vanoggend ook by die intrede gehoor het. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Het ek nou vir hierdie atleet ook gesê het, die hele pad dankbaar dat ek dit kan doen. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig, dis nou weer woorde, mekaar met wysheid. Met dankbaarheid in harte moet julle, en dan dis nou woorde, nee, psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, daar kom die sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Tot sover. Mag die Here ons seën uit hierdie gedeelte van sy woord vanmôre en vir ons regtig, ek het so gebid dat die Here vir ons vanmôre 'n boodskap gee by hierdie besonderse geleentheid en vir elkeen van ons wat vir ons kan dra op die pad. Vers 16 en 17 staan daar, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer, dis nou met jou mond, woorde nie, leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van die Heer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ek het daar 2 stukkietjies net so geel ingekleer. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Ons tema hier in Koninkrykstyd, en daar in die hoekie is die skippie op die water met die kruis. Dis die simbool deur eeue en eeue van Koninkrykstyd. Koninkrykstyd is mos die tyd wat aanbreek na Pinkster. Die Heilige Gees is uitgestort en toe begin die kerk eintlik nou funksioneer. En begin ons die koninkryk van God bou en dit wat ons nou mee besig is. Die res van die jaar tot by Kersfees is Koninkrykstyd. Is nou werkstyd. Ons het nou baie gekry in Paastyd, ons het gehoor, die Here het ons geseën met lydenstyd om te hoor wat hy alles vir ons doen. Toe het ons Pinkstertyd so baie kos gekry, hier in die huis van die Here wat die Pieter vir ons gebring het. Nou moet ons begin, wat doen ons met dit? Want as ons nie nou begin doen nie, hoekom het ons dit alles gekry? Hoekom voer die Here ons as dit ware met sy woord en gee vir ons oorvloed, maar ons doen niks met dit nie. En dis om ons sê ons, dis koninkrykstyd. En in koninkrykstyd is daar 2 woorde, woord en daad. Jy moet met jou mond en met jou hande, jy moet doen. En dis waarvoor ons hier is. Die Here het nie mense geroep om net te kry nie. En as jy nie doen nie, hoekom is jy hier? Wat 'n waarde het jy? Watter sin het jy vir die koninkryk? As jy net altyd ontvang. As jy in die oggend hier sit en sê, "Ag, dit was nou 'n mooi boodskap vanmôre. Die Here het regtig met my gepraat." En dan gaan ek uit déjà vu, dan gaan ek maar net weer aan. Hoekom? Die Here roep sy kinders om te dien.
Dit staan in die Bybel oor en oor. Jy's geroep vir diens. Jy's in diens geneem die oomblik toe jou hart vir die Here gee, is jy in diens geneem om vir die Here te werk met woord en daad. In Kolossense 3 sê, en wat julle ook al sê of doen, woord en daad, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. En dis vreeslik belangrik. Dis ons agtergrond. Vanoggend gaan eintlik pertinent oor ons woorde. Wie is in die kerk wat nie kan praat nie? Steek op jou hand. Dankie. Nou kan met ander woorde, die boodskap is vir ons almal. Ek kan praat, jy kan praat. As jy kan praat, het jy woorde. En woorde is belangrik. Woorde is belangrik wat die Here vir ons gee. Ons lees dit in Jeremia. Ek en Elsbie hierdie gedeelte in ons stilte tyd lees vroeër in die jaar ook, toe raak dit ons opnuut. Hy het sy hand uitgesteek, want Jeremia sê, ag Here, ek kan nie praat nie. En hy het sy hand uitgesteek en my mond aangeraak en gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Nou gee hy vir Jeremia woorde. Jeremia moet uitgaan en praat. Jeremia was iemand wat nie maklik kan praat nie. Interessant hoe baie keer die Here mense gebruik het nie, wat eintlik sukkel met praat. Moses sê, Here, ag ek kan nie praat nie, maar hy moet 2 miljoen mense lei op die pad. Hy moet 'n volk uitlei, maar hy sê ek kan nie. En so elke keer kom hulle en dan sê, Here, maar ek kan nie. Dan sê hy, maar dis juist vir jou wat ek wil gebruik. Want as jy gedink het jy kan, dan gaan jy dit jou eie krag doen. Dan gaan jy dink, maar ek is baie goed met praat. Ek sal dit sommer self doen. Maar nou weet jy, ek het die Here nodig om my te help, om my te doen. Iemand het geskryf en gesê, William Barclay, daar's 3 dinge wat nie kan terugkom na jou toe nie. 'n Pyl wat geskiet is, 'n woord wat gespreek is en 'n verlore kans. Party mense het ander 3 goed al gekies, maar hy het gesê, 'n pyl wat jy geskiet het, kan jy nie teruggryp nie, hy's geskiet. En as jy iemand gaan raak skiet, is hy dood. Jy kan hom nie terugkry nie, soos 'n koel wat jy skiet. En 'n woord wat jy gesê het, is uit. Jy kan nie sê, ag mense, ek het nou net gevloek, maar julle het dit nie gehoor nie. Kom ons vat dit terug. Dit kan nie. As dit uit is dit uit. As jy gejok het, en as jy fout taal gebruik soos hy sê, dan is dit uit. En die ander is 'n verlore kans. 'n Kans wat jy gehad het om met iemand te kuier en die kans laat verbygaan. Ek en Miranda Badenhorst het vir jare lank nie kontak gehad nie. Hulle is eintlik in Losberg gemeente. En ek het donderdag by die begrafnis gesê, voordat ons gaan stap het in Spanje, kry my kuit seer en ek gaan na die fisioterapeut toe en toe kom ek, ek is te vroeg. Ek is meer as 'n kwartier te vroeg daar. En die fisioterapeut is besig. En daai dag sit Miranda daar, die een wat daar by die ontvangwerk is, daar nie. En hier sit ek, en ek dink nou, ek mors eintlik my tyd. En ek sê vir Miranda, hoe gaan met jou? En ons begin kuier. En ons kuier vir 20 minute, en sy vertel vir my 'n groot klomp goed. En ek sê vir hom, dit is nou lekker, eintlik tel ons nou weer, ek het vir Dirk ook begrawe, tel ons nou weer die ou bande op, en als, oor die kinders en alles. En min het ek geweet, dit was die begin weer van 'n nuwe verhouding, om aan die hospitaal te besoek, en donderdag met die familie te kon praat. Maar dis 'n kans wat kon verbygegaan. Dit sê nou net, ek het op my soon sit en speel liewer, en gesê, nee wat, ek loop liewer. Die Here gee vir jou kanse. Dit moenie verbygaan nie. Woord het ook krag nie. Woord het besonderse krag. Professor Johan Heinz het so mooi geskryf, het gesê, die woord wat ek spreek, maak ek myself aan ander bekend. Die prys van alles het opgegaan, het hy gesê, behalwe die van woorde, dit het blykbaar gedaal. Tog kan ek praat omdat iemand met my gepraat het en nog altyd met my wil praat. Tog kan ek waar woorde spreek omdat hy, wat die woord is, ook die waarheid is. Daarom kan ek ook my woorde krag gee, omdat die woord vlees geword het. Ons kan praat. Dis nie verniet dat Jesus bekendstel in Johannes 1 en sê, die woord entai logos het vlees geword. Die woord het vleis geword. Die beloftes wat julle vir duisende jare gehad het, al die woorde, hier op Kersdag word daai woorde nou eintlik 'n mens. En julle kan hom sien, en julle kan hom aanbid, en julle kan deur hom die Vader aanbid, en hy tree vir julle in. En hy sê in Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hierdie woord wat die waarheid is. En daarom het ek en jy woorde. Woorde
wat krag het, wat ons kan gebruik. As jy vanmôre skielik nou sou hoor, die Here sê vir jou, jy gaan vandag sterwe. Jy gaan nog voor middagete vanmiddag, is dit verby. Wat is die laaste iets wat jy graag sou wou sê? Wat is die laaste iets wat jy vir jou kinders sou wou sê? Of jou ouers as jy nog jonk is? Of jou vrou of jou man? Dink gou 'n bietjie, wat sal jy wou sê? Ek sê vir jou, jy gaan definitief nou gaan jy sterwe. Wat gaan jy sê? Die Here Jesus se laaste woorde, nê. Nadat Jesus die suurwyn gedrink het, het hy gesê, net dit is volbring. Is dit nie mooi nie? Toe sê die Here, Vader, ek het alles gedoen. Daar's niks wat ek nog moes doen nie, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Jesus se sterwenswoorde. Dit is volbring. Gebruik jy jou kanse? Gebruik jy die regte woorde? Sê jy wat gesê moet word? Dat daai dag, as dit vir jou ook die tyd is om hemel toe te gaan, dat jy kan sê, dankie Here, ek het gedoen wat ek moes doen. Nooit volmaak nie, maar ek het gedoen wat ek moes doen. Daar's baie tale op die aarde. Ek dink baie van ons ken ook ander tale. Ons leef in 'n land met 11 amptelike tale. En baie tale wat mense praat. Dit was nogal een van die interessante dinge vir ons en by baie laat dink hieroor, toe ons nou gestap het 2 maande terug. En dan leer jy Koreane en Chinese en Amerikaners en Hollanders en Duitsers leer jy ken. Natuurlik die meeste mense kan daarom vir effens Engels praat. En my Spaans kom al bietjie aan, so ek kan met meer, en Portugees is bietjie naby dit, maar dit is moeiliker. Maar daar's baie tale. En dit is moeilik om jouself uit te druk. En dit is moeilik om mense te verstaan altyd, wat praat hulle. En hulle kan jou ook nie altyd verstaan nie. Maar daar's eintlik in die wêreld, die grootste taal eintlik in die wêreld op die oomblik. Die mense sê, die 3 hooftale is Frans en Spaans en Engels, wat die meeste gepraat word op aarde. Maar ek sê, daar's 'n taal wat meer gepraat word. Hy word nie erken as 'n amptelike taal nie. Maar die meeste mense op die aarde praat daai taal. En dis nie Spaans, Engels, Afrikaans, Holland, Xhosa of wat ook al, of Sotho nie. Dis Christens. Christens is die een taal wat deur biljoene mense gepraat word. En wat hulle kan verstaan. Maar hulle weet nie altyd hoe om dit mooi te praat nie. En omdat woorde so belangrik het, ek gedink, ek wil graag vanoggend vir julle net weer sê, ken julle die eintlike taal wat ons moet praat. En ek wil vir jou 6 stappe gee. Hoe praat 'n mens hierdie taal? Jy kan vanoggend 'n taal aanleer hier. En dis die grootste taal in die wêreld. Want die oomblik as jy hom praat, dan kom jy agter hoe dat jy kontak met mense maak. Met Chinese, ons het 2 Taiwanese ontmoet. En die oomblik toe ons, dan kom jy agter, nou kan ons kontak maak. Met Amerikaners, met Engelse, die oomblik as ons hierdie taal begin praat, dan kom ons agter, maar nou is ons dieselfde. Nou het ons kontak met mekaar. Want ons begin dieselfde taal praat. En dis Christens. Mense wat Christens praat, die eerste les wat jy moet leer van Christens praat is, dis mense wat groot praat oor God. Hulle spog as dit ware oor God. In Psalm 117 staan daar, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie, prys die Here. Dis waar Christens begin. Amerikaners kan spog oor Make America Great, soos hulle president sê. Suid-Afrikaners kan spog oor dit. Christens, die wat dit praat, spog oor God. Hulle sê, soos die psalmdigter al gesê het, praat groot oor die Here, want hy's groot. In Psalm 118 sê, loof die Here want hy's goed, aan sy liefde daar's geen einde nie.
Israel moet getuig aan sy liefdesdag geen einde. Die huis van Aaron moet getuig aan sy liefdesdag geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig aan sy liefdesdag geen einde nie, soos ons vanoggend begin het. Dis Christens. En dis hoekom ek daarmee begin het vanoggend, dat julle so 'n stukkie kon voel, hoe praat mense wat Christens praat? Want ons kom hier in die kerk in, en hier's allerhande verskillende mense met smake, keure, voorkeure, ryk en arm, oud en jong, groot en klein. Maar die oomblik toe ons saam praat en ons sê, en ek sê vir hulle, loof die Here want hy's goed. Toe praat ons almal Christens, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis die taal. As jy daai taal begin praat, dan het jy die eerste stap van hierdie taal het jy onder die knie. Ek wil ook groot praat oor my Here. My Here is goed, hy's groot, hy's almagtig, hy's die Here. Die tweede stap om hierdie taal aan te leer is, jy moet hierdie taal gebruik in jou nood. Alle mense kom in die nood. As jy nog nie in die moeilikheid was nie, leef jy eintlik nie, want alle mense kom iewers in die moeilikheid, in die nood. Jy word siek, dit gaan sleg, jy kry 'n teleurstelling, daar's probleme. Ons land is in die nood. Ons vertel dit vir mekaar elke dag. Kyk net al die korrupsie, al die bedrog, al die misdaad. Kyk hoe maak hulle mekaar dood. Dis sleg, die wêreld is in die nood. Laasnag is in Amerika 12 mense geskiet. Dis sleg. Dis in die nood. Maar dan vertel ons dit vir mekaar. Maar mense wat Christens praat, vertel dit vir die Here. Hulle gaan met hulle nood na die Here toe. Daar staan in Psalm 43, hoor my gebed, Here, luister tog na my smeking, eers getrou en regverdig, antwoord my tog, moet tog nie 'n regsaak teen my nie begin nie, want niemand wat leef is voor u onskuldig nie. Wanneer hy sê, luister na my smeking, antwoord my tog. Jy kan met jou nood, met jou swaar kry, met jou siekte, met jou bekommernis, kan jy na die Here toe gaan. En die Here gebruik dit baie keer, nie dat hy dit oor jou bring nie, maar dit kom oor jou, maar hy gebruik dit om jou by hom uit te kry, om te leer om reg te praat. Want baie keer as dit net goed gaan met jou, praat jy oor allerhande ander nonsens, en jy praat nie oor wat saak maak nie. En die oomblik as dit begin swaar gaan, dan begin ek aan my nood met God praat, en ek praat dit wat regtig saak maak. Die derde deel van Christens praat is, jy praat met God oor alles. Let wel wat ek sê, alles. Dis te snaaks, nie? Mense sal nie met die Here praat oor kopseer, of oor my been wat vanmôre weer seer is, oor my heup nie. Maar as ek nou kanker kry, dan moet ek met die Here daaroor praat. Hoekom? Jy moet oor alles met hom praat. En as jy vanoggend wakker word met 'n kopseer, kan jy vir die Here sê, Here, my kop is seer. Help my, Here, asseblief. En as jou voet seer is, en as jou been seer is, kan jy daaroor bid. Jy kan alles vir hom gee. En jy kan met hom daaroor praat en sê, Here, help vir my, en ek gee alles vir u. Klein goedjies, jy kan alles vir hom gee. Daar staan in Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Leer om die klein goedjies vir hom te gee. Leer om vir hom te vra, Here, die sleutels is weg. En kyk bietjie wat se wonders gebeur. Here, my foon is weg en kyk wat se wonders gebeur. Hoe wonderlik kan die Here werk? Ons toer in Spanje met 46 mense. Al die inligting wat ek nodig het vir die toer is op hierdie foon. Al die kontaknommers, alles. Hierop moet ek die bus laat weet, die pin erop stuur, ons is nou hier, kom kry ons hier. En die volgende oomblik is my foon weg. En ek word soms so koud, want ek het gaan roomys koop, ons toerlede loop weg. En toe ek so opstaan, bid ek, Here, nou moet jy help. Hierdie foon moet terugkom. En wat as die kans het tussen duisende mense? Is my een sussie, hulle saam met ons op die toer. En hulle gaan koop ook roomys, toevallig. En hulle staan toevallig by dieselfde plekkie, want jy kan lank staan, maar hier's 'n klein plekkie, en sy gaan staan by dieselfde plekkie om roomys te koop, en hier lê 'n foon. En sy druk so op hom, en sy op hom druk, verskyn ek en Elsbie se foto's voor op die foon. En sy vat hom.
En ek kry daar en sy sê vir my, het jy jou foon verloor? Ek sê, die Here het hom teruggegee. Want jy kan met die Here oor alles praat. Niks is toevallig nie, en so kan mens aanhou. Hoeveel van julle wat vanmôre hier sit, sal kan sê, toe bid ek oor dit, en toevallig toe lê dit daar. Toe ek 'n jong dominee was, jare gelede, skoolhoof wat hy was, oom Paul van Sail, kom hulle die oggend by die kerk aan, hy sê vir my, dominee, die Here kan alles hoor. Is hulle sleutels weg, die grond, en hulle wil kerk toe kom, hulle kan nie ry nie, bly bo in Protea Laan. En hy staan in die garage en hy bid, hy sê, ag Here, nou moet jy help. My sleutels is weg. En hy staan so en hy dink, wat moet ek doen? En van moedeloosheid vat hy so bo aan die rak, en hy vat hy aan die sleutels. En hy weet nie hoe dit daar gekom het nie, iemand moes daar gesit het, maar hier het hy dit. En so kan ons aanhou vertel, en toe weet ek in myself, bid vir alles. Jy kan alles aan die Here bekend maak, wat daar ook is. Die vierde stap is, vir Christenslesers, praat Christens met mekaar. Ons moet leer om met mekaar Christens te praat. En Christens beteken nie, ek loop die hele dag en dweep oor my godsdienst nie. Beteken eenvoudig, praat met mekaar. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, sê die Here, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek vir my Vader wat in die hemel is, maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon vir my Vader wat in die hemel is. En om die Here te verloon beteken bloot net, bly net stil. Ek weet, ek moet eintlik nou ietsie sê, maar ek gaan nie, ek bly net stil. Dan verloon jy die Here. Maar elkeen wat hom openlik uitspreek voor my Vader. Ek het jare terug, toe ons die getroue getuieskursus aangebied het, hierdie prentjie in my kop gememoriseer. En hierdie prentjie gesê, moet altyd nou saam met my gaan. En as ek met iemand praat, as iemand my kom sien, en ek praat met iemand oor die Here, en nou op die toer, of ons praat met iemand, dan skiet die prentjie net soms so in my kop, en dan weet ek praat nou met jou. Maar as ek nou met jou praat, blikkies wat hier sit, dan praat die Here eintlik met jou. Want as ek praat, hoor die Here, en die Here praat ook. My woorde gaan na jou toe. Maar julle weet dit nou nie, elkeen van julle wat ek nou mee praat, my woorde kom na jou toe. Maar dit kom ook via die Here na jou toe, deur die Heilige Gees. En wanneer jy met my praat, sê jy vir my iets, en dit kom via die Heilige Gees ook na my toe. Dit het al hoe baie keer gebeur, paar keer kom hy sien, met probleme, en toe ek my begin vertel, dink ek, weet nie mooi wat om te sê nie, dink nie ek het 'n antwoord nie, en nou begin ek praat, en ek sê, wat van dit, en wat van dit, maar hierdie prentjies aan my kop, Here, jy moet nou met die mense praat, en toe hulle wegloop, dink ek, na die tyd gebid het, en hulle is weg, dink ek het eintlik nou niks gehad om vir hulle te sê nie, voel vir my so. En hier 'n uur later bel hy vir my, sy sê vir my, dominee, jy kan nie dink, wat beteken dit vanoggend vir ons nie. Ons het al die antwoorde gekry. En ek is in my hart oortuig, die Here het vir hulle ander goed laat hoor as wat ek sê. Die Here het vir hulle die antwoord gegee. Ons hoef dit nie te gee nie. Maar wanneer ons met mekaar praat, en dis nie ek nie, maar dis die Here, dan kan die wonderlikste dinge gebeur, maar dan gebruik die Here jou maar net as 'n instrument, 'n spreekbuis, hy praat eintlik. En daarom moet jy die woorde hoor, soos hy wil hê jy dit moet hoor, en dit kan totaal anders wees as wat ek het sê op die oomblik. Maar praat met mekaar, dis so belangrik. 1 Petrus 3 sê, in julle harte moet daar 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Ons het hierdie verse nou die aand in ons Bybelskool geleer. Jy moet altyd gereed wees. Hoe word jy gereed? Ek glo elke pa en ma moet gaan sit en dink, as klein Sias op 'n dag sê, papa, Wian Jan, hoe word mens 'n kind van die Here? Dan moet Wian Jan dit net so kan sê. En mamma Mikaela, hoe moet ek met daai maatjie by die skool praat? Dan moet sy dit sommer net so hê. Jy moet dit oefen, dit gaan nie van self kom nie. Toe ek in die Elspie gaan stap het, en ek vertel dit nie om enige ander rede, as net 'n nederige afhanklikheid met beskeidenheid, het ons voor die tyd gesê, wat gaan ons sê, wat ons bid, Here, bring elke dag mense oor ons pad met wie ons kan praat. Maar wat gaan ons dan sê? Toe praat ons, sê, die eerste ding is,
Hulle ken nie Johan en Elsbeth, hulle kan dit nie sê nie. So ek is John en sy is Elizabeth. En ons gaan die oomblik as ons nou sê ons, we are John and Elizabeth from South Africa. En die tweede wat almal altyd vir jou vra is, but why are you here? Dan sê ek, en toe oefen ons, toe sê ons, okay, dan sê ons, we are here because we're Christians and we're celebrating the grace of God over our lives. Ons is hier want ons is Christene en ons vier die genade van die Here oor ons lewe. Oombliklik is ons oop vir gesprek. En as daar ook 'n Christen is, dan begin ons kuier. As hy nie is nie, dan kyk hy ons so verleep oogies aan en dan weet ons om te gaan praat. Is dit nie wat 'n Comrades atleet ook moet doen nie? Want as iemand weer vra, Nico, kom hardloop jy? Dan kan jy sê, wel ek dink ek is taaf en ek dink ek is die beste en ek dink ek kan dit doen. Verkeerde antwoord. Ek wil myself bewys, soos baie mense sê het ons gestap het ook. I want to prove myself over 300 or 400 kilometers. Verkeerde antwoord. Maar as jy sê, die Here is my goed. En hierdie is my geleentheid om dankie te sê aan die Here. En die Here se genade is groot met my. Want geen iemand kan die Comrades hardloop as die Here nie vir jou genade gee nie. Jy kan dit nie doen nie. Iewers gaan jy 'n spier trek, jou been gaan seer word, jou hart gaan gestaan of iets, maar jy doen dit met die genade van die Here. En dis so belangrik. En daarom dink dit by jouself, wat gaan ek sê? En as ek daar by die tee kan staan by die myn of by die kantoor en ons drink tee, wat sê ek? Ek dink jy moet vir jouself voorneem om te sê, elke week iewers gaan ek vir iemand vertel iets van Sondag se preek. Ek gaan hierdie week moet ek vir iemand ietsie sê wat ek vanoggend in die preek geleer het. Dan praat ek met iemand. En as jy een vertel, het gaan dalk 2 word, 3 word, 4 word, maar begin net daarmee. Ek dink elke dag van jou lewe, en hoor wat ek nou sê, elke dag van jou lewe moet jy, nou is nie moet nie, maar een dag mal op 'n dag ten minste met iemand vir iemand sê hoe goed is die Here vir jou. Want ek dink oor die Here. En ek is gesond vandag, ek het nie varkgriep nie, en dit gaan goed met my, en kyk die huis waar ons bly, en die klere wat ek het, ons het kos om aan te trek, ons slaap vanaand onder 'n warm kombers, ander mense sit met sulke diep water in hulle huise daar in die Weskaap, en kry koud. Vir wie gaan jy dit sê? Die Here is dan maar goed vir ons. Sê net dit, praat met mekaar oor die Here. Hy skep vir jou die geleenthede, maar daar staan, wees gereed om 'n antwoord te gee. As iemand jou sien en sê jy's 'n Christen, dan moet jy sê, wat gaan ek antwoord? Ons hou vakansie, en nou loop ons en ons kom by die een karavaan, net soos ons karavaan, ons kyk so nou rond, en ek sê vir jou, jy het 'n mooi karavaan. Hy sê vir my, ja, maar ek het hard gewerk vir my boet, ons het baie betaal vir hierdie ding, ons het hard gewerk vir hom, maar jy moet kom kuier, dan drink ons 'n dop. Verkeerde antwoord. Ons het nie teruggegaan nie. Ons loop in dieselfde park in Stormsrivier verlede jaar so eentjie af en ons kom by die volgende ou, selfe karavaan. Nou is toe 3 van dieselfdes daar. Ek sê vir uit 'n mooi karavaan. Hy sê vir my, jy sê maar die Here is goed vir ons. Ons het hierdie karavaan tweedehands gekoop, is net genade van die Here. Die Here is so goed vir ons. En dis Christens. En ons gaan kuier daar, want ons kan albei Christens praat. En ek weet hierdie is ons mense. Daai ouens is nie ons mense nie. Wat praat jy met mekaar? Die 5de iets van hierdie taal is, waarsku ander mense en help hulle reg. Jy's altyd gereed, want die Here het jou lief. En hoekom is jy hier waar jy is? Met sy liefde. Maar as ander wat nog nie hier is nie. Wat gaan van hulle word? Gebruik jou kans. Vir hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. 'n Voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Paulus sê, ek was ook daar. Ek het die Christene vervolg. Die Here het my gevat en my na hom toe getrek. En nou het ek 'n dienaar geword. Ek het hierdie voorreg. Ek kan nou weer vir ander vertel van hom. In vers 8 staan nou, wel ek hierdie geringste van al die gelowiges het hy my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. En onthou, Paulus is 'n soldaat. Hy het nie geleer vir 'n predikant of 'n pastoor of 'n ding nie. Hy's 'n soldaat. Hy het tot bekering gekom by Damaskuspad en nou vertel hy vir almal, hy waarsku hulle. Mense wat Christens praat, wil dit praat met mense wat nog nie soos ons is nie. Wat die kans wil gebruik om te vertel wat die Here vir jou doen. En die laaste van hierdie taal is,
Jy praat goeie woorde met ander. Jy wil graag goeie woorde praat. Woorde kan berge verskuif. Geloof kan berge verskuif. Gebed kan berge verskuif. Maar verskuif die regte berge. Verskuif die regte berge in ander mense se lewens. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. So vervul word met die liefde en die volheid van God, dat dit oorloop, en dat jy vir mense wil iets moois sê, dan het jy nie tyd vir skinder nie. Jy het nie tyd vir meer vir lelik nonsens praat nie. Jy het nie tyd vir afbrekende goed sê nie. Jy het nie tyd vir issues nie. Want daar's te min tyd in die lewe oor, van Paulus sê, hoe wyd en ver en hoog en diep hierdie liefde strek. Ek gaan nie klaar kry in my lewe om daaroor te vertel vir mense nie. So ek het nie tyd vir ander goed nie. Vertel vir mense van die liefde van die Here, en dra hierdie liefde uit, en bou mense op. Probeer om elke dag van jou lewe, iewers vir iemand, iets moois te sê, wat 'n verskil maak. Wanneer laas het jy na iemand toe geloop en gesê, weet jy, kan jy aan jou gedink, maar ek het toe vir jou gebid ook. Want dit is mos so, as ons nou dink aan iemand, ek en Els in elk geval, en ons praat oor iemand, en sê, toe my hand in ons stilte en bid ons sommer vir daai persoon. Hy hoef nie siek te wees, of ernstige probleme het nie, mense wat tydjie mee goed gaan, vriende, en ons dink aan hulle, en bid ons vanaand vir daai vriende van ons. Maar wanneer laas het jy dit vir iemand gesê, ons het vir jou gebid. 'n Regverdige mens dink voor hy antwoord. 'n Goddelose mens sê net slegte dinge. Omdat jy kind van die Here is, dink jy, en dan sê jy die regte goed. Praat mekaar moed in, versterk mekaar. Dan het hierdie woorde soos julle trouens, praat mekaar moed in, versterk mekaar, dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen, sê die Bybel vir ons. Tessalonisense Paulus. Praat mekaar moed in, en versterk mekaar. Praat mooi dinge met ander mense. Wil jy nie daai 6 goed, dit is so lekker vinnig om 'n taal so vinnig aan te leer nie, leer en te sê, ek gaan dit nou doen met my hele lewe. Ons is in koninkrykstyd, waar ons die Here met woord en daad gaan dien. En ons gebed vanmôre is, Here, help my, om met my woorde U te dien. Dankie Here, dat U so goed is vir ons. Dankie dat ons die mooiste van mooiste tale, in elke ander taal van die wêreld kan praat, en dis U taal, Christus, van U liefde en U genade. Ek bid vir hierdie atlete, wat die week op 'n pad gaan wees, dat hulle iewers iemand raakloop, met wie hulle Christens kan praat. Ons bid vanoggend spesiaal vir Wian Jaan, en vir Mikaela en vir hulle familie, vir oupas en oumas en ooms en tannies, wat in klein Sia se lewe rol sal speel, om Christens te praat. Here, hy wat in hierdie eerste jaar van sy lewe al taal aanleer, leer om pappa en mamma te sê, en dan om lief, dankie en asseblief te kan sê, maar dat hy by dit alles dit in Christens taal sal ook leer. Seën ons elkeen, Here, ons kan almal praat, help ons om U spreekbuise te wees op aarde. Amen.